Kerk van Here, ons tema vanmôre is plant met verwagting en vertroue vir 'n goddelike oes. En ek wil saam met lees 2 Korintiërs 9, vers 6 en 7. Luister mooi wat sê die Here. Maar dink daaraan, wie spaarsaamlik saai, sal ook spaarsaamlik maai. En wie volop saai, sal ook volop maai. Laat elkeen gee soos hy hom in sy hart voorneem. Nie met droefheid of uit dwang nie, want God het 'n blymoedige gewer lief. My, is dit nie 'n kragtige skrif? Kragtig praat die Here met ons vanmôre. Ek wil begin deur vir u te sê vanmôre, weet jy, dit is so wonderlik hoe die Here werk. Nie een van ons kan eintlik sê ons verstaan nie hierdie konsep. Hoekom nie? Want ons word van kindsbeen af geleer wat dit is om te gee. Wat dit is om te deel met ander wat nie het. Miskien het jy dalk soos ek aan die ander kant van die tafel gesit, dat daar met jou gedeel was. Ek kan nog goed onthou, toe ek op skool was ons nie altyd in staat om broodjies skool toe te vat, soos baie kinders nie. En as ek ou broodjies skool toe gevat het, en ek sê dit nou regtig nie, dat julle met jammer kry nie, hoor. Ek het daarom nou polony in die yskas, maar daai tyd was daar nie polony in die yskas. Oor vet weet, en as my ma eers vir my vis meer op my brood gesit. Kom ons los daar. Maar in elk geval, dan kry jy maar 'n ou kaatjie botter en stroopbroodjie. As jy nie weet wat kaatjie botter is nie, spinakbatter, hoor. Maar in elk geval, dan kom jou maatjie daarin, dan het hy 'n ham, 'n kaas, 'n tamatie, 'n papie, you name it. En dan sit jy hier, party daar, sonder enige broodjies, sonder enige snoepiegeld. Wat praat jy nog as jy praat van snoepiegeld? Dan kom jy en jy kry hierdie generous maatjie, wat altyd bereid was om sy broodjie en sy snoepiegeld met jou te deel. En hier, na die derde dag, begin jy al skuldig voel. En as jy nie skuldig voel nie, wil ek vir jou sê, dan is jy 'n spanger gewees. Nou sê, wie weet vanmôre, dinge wat God van ons verwag, word eintlik al ons lewe lank vir ons geleer. Want ons kom deur die ranks, as ek dit so kan stel. Ons weet, nog voor jy eens geweet het, wat in die woord van God opgeskryf gestaan het, is daar soveel dinge wat die Here ons leer van kindsbeen af. Nommer 1 is dankbaarheid. Hoeveel keer het jou ma nie vir jou gesê, sê jy nie dankie nie? Hoeveel keer? En elke liewe keer as jy iets gekry het van dat jy so klein is, as dit in jou hande is, dan word daar vir jou gesê, sê dankie. Jy het seker 'n miljoen keer gehoor. Hoekom? Want dit is wat insink, repetition, hè? Dankbaarheid is ons geleer van ons ouers af. Maar dan sukkel ons as groot mense om dankbaarheid teenoor ons Skepper te bewys. Nog voordat ek het nie geweet het wat in die Bybel staan, het ons ouers ons reeds begin wys wat dit is om te gee, wat dit is om te deel, en wat dit is om dankbaar te wees. Ek sê altyd, en ek gaan dit seker nog baie sê, jy het al agtergekom dat, sonder om jou Bybel te lees, kan jy maar net gaan kyk na die natuur, en jy sal sien wat God vir jou verwag. Kyk maar net na die natuur. Wat vir my so ironies is dat die diere en die natuur die dinge kan reg doen, maar ons as mens gaan uit ons pad uit om net mooi die teenoorgestelde te doen. En vir die van julle wat nie nou weet waarvan ek praat nie, kyk maar 'n bietjie na die natuur daar buite. In die natuur is dit altyd mossie en duif. Dis nie mossie en duif en mossie. En ek het in my lewe nog nooit nie, en help my as dit verkeerd is, 2 vink mannetjies in een nes gesien. Het jy dit al gesien? Nee.
Nee. Dis 'n ram op 'n ooi. Of 'n bil op 'n koei. Of 'n mossie op 'n mossie wyfietjie. Né? Nou hoekom sal ons dan as mens gaan en dit wat ons kan aanskou in die natuur wat deur God gemaak is, jy kan vir my sê net wat jy wil, broer en suster. Jy kan 2 leeumannetjies in 'n hok sit vir 50 jaar. Dit sal nie vir die vraag kom. Dit sal baie. Dis wat hulle sal doen. Want ons is manne. Ons weet ons is manne. En ons weet wat ons nodig het. En dis 'n vrou. Nie 'n ander man. Prys die Here. Ja, my vrou het dit baie nodig. En die natuur wys die Here vir ons dat elkeen van ons, insluitend die diere, het sy rol as mannetjie en wyfie. Of as man en vrou. Dis eintlik baie maklik om hierdie te onderskei. Jy kyk maar net na die attitude, né? Dan sien jy dadelik watter een is die manlike een en watter een is die vrouulike. Kyk maar net hoe onderstreep 'n vink wyfie 'n vrou se attitude. Die arme mannetjie het skaars en hy is klaar gebou, dan word hy uitmekaar uitgeruk want sy is nie happy. Manne het julle 'n goeie aand gemis. Of julle bank, julle slaap in die bank vanaand. Hy bank slaap nie lekker nie, né? Nou ja, kom ons keer eerder terug na die tema toe voor hy huismoeles uitbreek in hierdie gemeente. Ek is seker is 'n paar manne wat sou wou aan en sê, maar hulle weet, daai sitkamersbank lê nie baie lekker. Kerk van die Here, die beginsel is dood eenvoudig. As jy net 20% insit in jou huwelik, jou verhouding of jou werk, kan jy onmoontlik nie 100% van jou man, jou vrou of jou maatskappy terug verwag nie. Jy kan nie. En ons teks van oordenking sê dit so duidelik vir ons vanmôre. Die wie spaarsamig saai, sal ook spaarsamig maai. Nou ek het dit al van tevore vir u gewys. Ek wil graag weer vir u wys vanmôre. As ek hierdie ou botteltjie water hier neersit, hoe gaan ek hierdie botteltjie kan ontvang? As ek my hand toehou, gaan ek nie hierdie bottel kan optel. Gaan hom nie kan ontvang. Ek moet my hand oopmaak. Kan ek ook ontvang. Wat sê dit vir ons, kerk? Jou hand moet oopgemaak word. As jy jou hand oopmaak om te gee, is wanneer jy kan ontvang. Jy kan nie jou hand toehou en verwag dat God jou seën. Preek ek vanmôre oor geld? Nee. Ek preek oor ons as kinders van God, wat partymal vergeet wat die woord van God sê. As jy spaarsamig saai, sal jy spaarsamig maai. En dan gaan hy verder en sê, en die wat volop saai, is die wat volop sal maai. Wat verstaan ons nie van hierdie skrif? Dit is dood eenvoudig. Wat jy saai, sal jy maai. Jy moet ook verstaan, hierdie kan na twee kante toe gaan. Daar's 'n positiewe as ook 'n negatiewe deel in hierdie konteks vir elkeen van ons. Hoekom dink u sal die woord vir ons sê, moet nie aan iemand anders doen wat jy aan jouself moet doen? Want wat jy saai, sal jy maai. Ek wil vir u sê, ons moet baie versigtig wees hoe ons ander hanteer. Want wat ons oor ander sê en wat ons aan ander doen, veral as dit 'n kind van God is. Vir die van u wat dit dalk nie geweet het nie, wil ek vir u sê vanmôre, 'n kind van God het 'n goddelike mag, met wat ook al na sy rigting gestuur word. Met ander woorde, elke pyl van boosheid wat afgevuur word, jy kan terugdraai, terugstuur die een wat gestuur. En ons gaan dit nou verder lees. Daarom moet ons baie mooi dink, voor jy 'n klomp snerp uitspreek oor ander mense, en voor jy ander selfs bespreek. En hier is 'n paar Bybeltekste wat verwys daarna dat God self negatiewe dinge, kwaad of bose planne terug laat keer na die een wat dit bedoel het. Nie omdat 'n kind van God wraak neem nie, nee, maar omdat die Here regverdig oordeel en beskerm. Nou ek vir 'n paar tekste uitgehaal. Is Psalm 7 vers 16 en 17 sê:
Hy het 'n kuil gegrawe en dit uitgehol, maar hy het geval in die vangkuil wat hy gemaak het. Die onheil wat hy gestig het, keer op sy hoof terug, en sy geweld kom op sy skedel neer. Spreuke 26:27 sê ook vir ons, wie 'n kuil grawe, sal daarin val. En hy wat 'n klip rol, dit sal na hom toe terugkom. Hoeveel keer het jy al gehoor dat die ou mense sê, jy is besig om vir jouself 'n gat te grawe. Maar, waar kom dit vandaan? Kom in die skrif uit. Ons is besig om vir onsself 'n gat te grawe. Jy dink jy grawe hierdie gat vir iemand anders, en op die uiteinde is jy die een wat in hierdie gat beland. Psalm 35 vers 8 sê, laat verwoesting oor hom kom, sonder dat hy dit weet, en laat sy net hom vang, wat hy gespan het. Laat hom daarin val met verwoesting. Jesaja 54 vers 17 sê die woord van God vir ons, elke wapen wat teen jou gesmeer word, sal niks uitrig nie. En elke tong wat teen jou opstaan in die gereg, sal jy weer lê. Dit is die erfdeel van die knegte van die Here. Dis my erfdeel, dis u erfdeel vanmôre. Daar sê, prys die Here. Dit is die erfdeel van die knegte van die Here en hulle geregtigheid, wat uit my is, spreek die Here. Romeine 12:19. Moenie julle wreek nie, geliefdes, maar gee plek vir die toorn, want daar is geskrywe, aan my, sê die Here, kom die wraak toe. Ek sal vergeld, spreek die Here. Give it to God, and leave it there. Psalm 37, vers 14 en 15 sê, die goddelose het die swaard getrek, en hulle boog gespan, die ellendige en behoeftige te laat val, om die te slag wat opreg is van weg. Dan gaan hy verder en hy sê, hulle swaard sal in hulle hart gaan, en hulle boog sal verbreek word. Die Bybel leer nie dat 'n kind van God kwaad met kwaad vergeld, maar dat God ons ten alle tye sal beskerm, dat God aanvalle teen sy kinders afweer, en dat God sal laat die onreg sy eie pad terugvind na die een wat het uitgesteek het, of die een wat het bedoel het. Die goue reël leer ons dat die liefde die maatstaf is vir elke woord en elke dag. Wie ander behandel soos hy self behandel wil word, leef volgens die hart van God se wet. Jesus wys vir ons dat ware gehoorsaamheid nie net in reëls lê nie, maar in 'n hartsgesindheid van liefde. Nou kom ons kyk 'n bietjie dieper in hierdie betekenis hiervan vanaand. Dit vra empatie. Met ander woorde, ek plaas myself in iemand anders se skoene. Is dit nie ironies hoe soveel mense altyd iets te sê het oor iemand anders se lewe? Dan vra jy vir jouself, as jy in daai persoon se skoene was, en jy het geweet, hoekom daai persoon optree soos wat hy optree, sou jy dalk beter verstaan. Dit is hoe dit werk. Elkeen van ons het ons eie paadjie gestap. Elkeen van ons stap in ons eie skoene. Daarom moet ons, voordat ons begin oordeel en sleg sê, dalk eers net bietjie stil bly en jouself in daai persoon se skoene te plaas. Dit roep tot selfbeheersing. Met ander woorde, ons moet nie uit woede en selfsug optree. Dit bevorder ook vrede en regverdigheid. Dit weerspieël God se karakter in elkeen van ons, want hy behandel ons met liefde en genade. Ons is so geneig as kinders van God of medegelowiges om te sê, ek wil werklik waar in die voetspore van Jesus stap. Maar die eerste keer wat ek 'n bietjie teenkant kry en vergeet ek, dat God sê, kom ons tree op in liefde, altyd in liefde. Liefde is vir die Here verskriklik belangrik. Liefde is vir God verskriklik belangrik. Dis hoekom hy sê, die 2 gebooie wat die hoogste geag moet word, is albei liefde.
Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstaan. En dan sê hy, die tweede een wat naaste aan hierdie is en dieselfde geklas kan word, jou naaste lief is soos jouself. Tree ons op met genade? Soms nie. Met ander woorde, wat verwag die Here van ons as kinders van God? Praat met ander soos jy aangespreek word. Wat jy saai, sal jy maak. Weet jy, ek het het al vir baie mense gesê, ons moet een ding onthou, you have to earn respect, to get respect. So as jy my met respect behandel, wat gebeur? Jy moet terugbehandel met respect. Met ander woorde, wat het ek gesaai? Ek het respect gesaai, nou ontvang ek ook respect. Ek maai nou my respect. Vergewe ander, soos wat jy self vergifnis nodig het. Hierdie is iets wat baie van ons moet sukkel. Doen goed aan ander mense, selfs wanneer dit vir jou nie baie maklik is nie. Selfs wanneer jy in jou diepste gat is, kan jy steeds goed doen aan ander mense. Weerhou jou daarvan om ander seer te maak, al verdien hulle dit. As baie mense wat ons voel verdien dit, om seer gemaak te word, omdat hy of sy daai persoon seer gemaak het. Weerhou jouself daarvan om ander seer te maak. Ons kan sien vanmôre dat dit wat jy saai, sal jy maai. En dat dit na twee kante toe kan draai. Hier is die dinge waarmee God ons waarsku. Lukas 6:31 sê die woord, en soos julle wil hê dat die mense aan julle moet doen, so moet julle ook aan hulle doen. Nou kom ek by die groot vraag vanmôre. Hoe is dit dan dat jy soveel mense kry wat bid vir 'n oes? Here, ek bid in die naam van Jesus, want U sê in U woord, dit wat ek vra in die naam van die Here, sal U vir my gee. Ek bid vanmôre, Here, vir 'n oes. Maar ek het niks geplan. My. Die Engelse sê, how dumb can you be and still breathe? Hoe wil jy vir die Here vra? Here, ek verwag hierdie oes, ek pleit by U, ek bid tot U. Maar jy sit op jou laure en jy saai geen saad nie. Daar's geen saad in die grond gesit nie, maar ek verwag 'n oes, want ek is mos 'n kind van die Here. Ek het niks vir U verwag. Dis nie hoe dit werk. Hoe dit werk is, ek saai en ek vertrou op God vir 'n oes. Dit is hoe dit werk. Dis nie andersom nie. Geen saad is in die grond nie, maar ek bid vir my oes. Dit bring my weer terug by die natuur. Die natuur is iets wat ons verseker teen hierdie tyd al ken. Ons weet hoe werk hierdie ding. En ek is seker as ek vanmôre vir 'n 5-jarige kind vra, hoe gaan jy maak om 'n land vol mielies te kry? Sal hy of sy vir my antwoord sonder twyfel wees, oom, jy moet die pitte in die grond kry. En party van ons dink, dis net van pitte in die grond hoor. Nee my broer, nee my suster, daar's 'n paar dingetjies wat moet gebeur voordat jy hierdie dinge kan. En die dag as jy jou pitte geplant het of jou saad gesaai het, is daar een bitter belangrike ding wat ons moet onthou, is vertrou vir 'n goddelike oes. Vertrou op God vir 'n goddelike oes. Ek wil vir julle sê, kerk, as jy kan vertrou en glo in God se woord, gebeur daar dinge wat normaal nie kan gebeur. En ek is 'n getuie van dit. Ek het laasweek oor die einde van die maand wat nou verby is daar sekere van ons invoices wat nie uitbetaal het, vir een of ander rede. En ek begin navraag te doen oor dit, en dan, jy weet, party van hierdie ouens is so glibberig soos 'n vis in die water, jy kry hom net nie raak gevat. So jy dink jy het hom, dan skiet hy hier uit, jy dink jy het hom daar, dan skiet hy daar uit. En ek begin nou hierdie redekabel eintlik oor hierdie storie, en die verskonings wat gegee word, is nie valid.
Nou kyk, as daar verskonings deurgegee word, wat nie valid is nie, en ek weet ek is reg, dan hou ek by my reg. Jy gaan my nie kon vertel, dis verkeerd. As ek reg is, en ek weet ek is reg, dan hou ek by my reg. En ek hou aan. En ek stuur dit vir die persoon en ek kry geen antwoord nie. Ek besluit ook aan jy goed. As jy nie wil antwoord nie, dan praat ek met jou baas. Die baas antwoord my ook nie. Nou moet jy verstaan, ek gee daarom so 'n paar dae, en so 'n dag of 2 vir jou om my te antwoord, en sê my dan nie antwoord, dan reageer ek. 2 dae later, toe die baas my nie antwoord nie, toe stuur ek dit vir die seniorste senior wat in die departement werk. En die antwoord my ook nie. Nou moet jy weet, as jy dit nou vir die hoogste ou gestuur het, dan is daar nie nog iemand vir wie jy dit kan stuur. En ek het nou alles gedoen wat ek kon in 'n pragtige ou e-mailtjie geskryf vir al die verskoningkies wat nie valid is nie. En die maandagoggend op pad werk toe, of die dinsdag, ek kan nie bid ek tot die Here. Ek sê, Here, U verwag altyd van ons, om alles in ons vermoë te kan. Alles wat ek kon doen, het ek gedoen. Ja, alles wat ek kon doen, het ek gedoen. Daarom bid ek vanmôre, dat U sal weerkom vir ons as 'n maatskappy. En lees wat. Sonder dat ek enige antwoord of enige reply kry ek 'n remittance van 'n betaling wat uitgemaak word uit die maatskappy. Daai presiese bedrag wat ek voorgevang het. Dit is hoe die Here werk. Hoekom? Want ons vertrou op die Here. Ons glo dat die Here vir ons sal deurkom. Maar jy moet eers 'n bietjie jou ruggie buig en die vurk in die grond kry en die grond losmaak. Dit is die deel wat jy en ek moet doen. Dis die harde werk wat ons nie voor lus is. Jy kan nie gaan mieliepad nie op 'n klipbaar 'n stuk grond gooi en dink hy gaan groei nie. Nee. Die grond moet omgespit word. Jy moet eers jou deel doen voordat jy vir God kan vra, enigstens om iets te doen. Ek wil vir julle sê vanmôre, as daar een is op wie een ek kan vertrou, is dit die Here. Kalk kerk, as daar een is op wie een ek kan vertrou, is dit die Here. Mense sal jou altyd teleurstel. Daar's mense, ja, kom ons kyk die Here op. Daar's mense wat jy sal sê, nee man, ek kom hierdie Vrydag gedraai, maar dan gaan ons gou jou kras se stater uithaal. Maar ek moet dit. Maar stater aan nou nog. Maar op God kan ons altyd vertrou. En daarvoor staan ek vanmôre as 'n lewende getuie voor U. En ja, die Here toets ons geloof. Maar al wat ek vir U wil sê vanmôre is, hou jy net vas. Bly jy net glo en vertrou. En as jy dit kan doen, gaan die Here vir jou deurkom. Maar die oomblik as jy begin twyfel in Hom, kan ek nou al vir u sê, jou oes gaan teleurstellend wees. Maar dis ook baie belangrik om te kyk natuurlik waar jy saai. Dis 'n Bybelse waarskuwing gebaseer op Jesus se gelykenis van die saaier, wat wys dat daar 3 gevaarlike verskillende plekke is. Die 4de een is natuurlik waar jy behoort te saai, is waar mens kan saai en slegs een plek waar die ware vrug vir ons neerkom. Nou kom ons kyk, die gelykenis van die saaier is opgeskryf in Matteus 13 vers 3 tot 9. En hy het baie dinge deur gelykenisse tot hulle gespreek en gesê, 'n saaier het uitgegaan om te saai en terwyl hy saai, val 'n deel langs die pad en die voëls het gekom en het opgeëet. 'n Ander deel het op 'n rotsagtige plek geval waar daar nie baie grond was nie. Die saad het skielik opgekom omdat daar geen diepte van die grond was nie. Dit het dadelik opgekom. Maar toe die son opgaan, is dit verskroei. Hoekom? Daar is geen diepte. Het geen wortel gehad. Dit het verdroog. En 'n ander deel het in die dorings geval, sê die woord, en die dorings het opgekom en dit verstik. Maar die ander deel het in die goeie grond geval.
en vrug opgelewer. Die een 100, die ander 60, die ander 30voudig. Die ore het om te hoor, laat hom hoor. Daarom gaan hierdie vers verder en hy sê dat elkeen gee soos hy hom in sy hart voorneem. Hoeveel keer het dit al met my gebeur? Dan ry ek kan 10 keer, 12 keer, 20 keer verby dieselfde ou ry wat by die stopstraat staan en sy blikkie skik. Die 13de keer dat ek daar verby ry en sê die Heilige Gees van, is nou tyd om te saai. Wanneer ek dit in my hart voel, is wat die Heilige Gees vir my sê, is nou tyd vir jou om te saai in hierdie persoon se lewe. Daarom is dit belangrik dat ons in konnotasie met die Gees bly kyk, want die Gees is die een wat jou sal oortuig waar jy moet saai, sodat jy seker is, wanneer ek saai, saai ek op die goeie grond. Nou kom ons kyk bietjie na hierdie 3 areas waar jy nie moet saai. Die saad wat langs die pad val, beteken 'n onontvanklike hart. Met ander woorde, die saad wat langs die pad geval het, gee vir ons 'n waarskuwing. Die woord sê vir ons moet hoor. Met ander woorde, die woord word gehoor, maar nie verstaan of ernstig opgeneem. Die vyand kom en hy kom steel dit vinnig weg. Met ander woorde, ons hoorders, maar ons is nie daders nie. Né? Okay, wat is die gevaar wat dit vir ons inhou? Geestelike onverskilligheid, verhardde harte en geen verandering of vrug wat ons dra. Die tweede ene is die saad wat op die klipprige grond gegooi word. Beteken 'n oppervlakkige hart. Hulle neem die woord met blydskap aan, maar het geen wortel. Met ander woorde, ek sit elke Sondag hier, ek hoor die woord van God, maar daar is absoluut geen verandering. Wat is die waarskuwing? Daar is 'n emosie sonder toewyding. Sodra teenspoed of vervolging kom, dan val ons weg. Wat is die gevaar wat vir ons ingehou word? Kortstondige geloof, geen volharding nie, wegval wanneer dit moeilik begin raak. Dan punt nommer 3, die saad tussen die dorings beteken 'n verdeelde hart. Die sorge van die wêreld en die verleiding van rykdom. Die waarskuwing vir ons is, die woord word verstik deur ons eie prioriteite. Dit wat ek dink prioriteis is belangriker as die woord van God. Wat doen ek? Dan is ek soos hierdie dorings en die ditsels, ek is besig om die woord van God te verstik. Die woord word verstik deur ons ander prioriteite. Wat is die gevaar wat vir ons ingehou word? Aandag aan wêreldse bekommernisse, geld, besittings en selfgerigtheid en geen geestelike vrug. Die laaste natuurlik is wanneer die saad op die regte plek of die goeie grond gesaai word. Dit beteken 'n ontvanklike en 'n gehoorsame hart. Hy hoor die woord, verstaan dit en leef dit uit sodat ek kan vrug dra. En die kenmerke daarvan is natuurlik die volgende. Nommer 1 is 'n oop hart. 'n Oop en opregte hart is innerlike gesindheid waar 'n mens eerlik, nederig en ontvanklik voor God leef, sonder voorgee of dubbele bedoelings. Dit is 'n hart wat God se waarheid aanvaar, hom vertrou en bereid is om te verander en gehoorsaam te wees. Dit is seker iets waarmee ons as mens die meeste sukkel, is om te verander. Maar dink bietjie daaraan. Dis vir ons 'n probleem om te verander. Ek sal sommige skryf wat soms sal sê, man, ek is wie ek is, en jy los my soos wat ek is. Jy my, of hoe sê hulle, toe jy my ontmoet het, toe was ek so, en nou wil jy my verander. Dis mos wat ons manne gewoonlik sê. My pa het so gedoen, so ek doen dit ook so. En as jy dit nie like nie, jy weet wat om te doen. Ne? Sê,
Jy ken daai ene. Jy het nie like nie, dan weet jy wat te doen. Ons is bang om te verander. Nommer 2 is volharding. Volharding is die deursettingsvermoë en standvastigheid om aan te hou in 'n taak, geloof of jou roeping. Selfs te midde van die moeilike omstandighede, jou beproewings of die teenstand, behoort ons steeds te volhard. Dit beteken ons moet nie gou opgee nie, maar ons moet bly vashou aan dit wat reg en noodsaaklik is, met vertroue in God se leiding. Gehoorsaamheid. Gehoorsaamheid is die bereidwillige en toegewyde opvolging van God se wette, sy opdragte of leiding. Selfs al beteken dit selfs opoffering van my eie kant af, of dalk moeilike keuses wat ek moet maak. Dit is nie net om instruksies te volg nie, maar om hartlik te reageer in vertroue en liefde vir God. En dan, die laaste een is ware geestelike groei. Ware geestelike groei is die proses waardeur 'n mens in geloof, karakter begin bou en 'n verhouding bou met God wat diep volhardend ontwikkel, sodat sy hart meer soos Christus kan word, sodat jou hart meer soos Christus kan word. Dit behels nie net 'n kennis van die woord nie, maar leef dit uit in dade van gehoorsaamheid, liefde en heiligheid. Wat sal die kern waarskuwing in hierdie gedeelte vir ons wees vandag? Want Jesus leer ons so mooi. Dis nie die saad, hoor mooi, dis nie die saad wat verkeerd is nie, kerk, maar die grond, of die plek waar ons dit saai. Dis die probleem, nie die saad. God se woord werk kragtig, hierdie is die saad. Dis nie die saad wat die probleem is, dis die grond wat die probleem is. God se woord werk kragtig, maar net in 'n hart wat dit toelaat om wortel te kan skiet. Ek kan vanmôre hier staan en ek kan myself preek tot ek blou is. As jy nie jou hart oopmaak vir verandering in die woord, om wortel te kom skiet in jou hart, beteken dit niks. Wat beteken dit niks? En vir my is gehoorsaamheid natuurlik die middelpunt van alles. Want om gehoorsaam aan God en sy woord te wees, maak van jou, om ongehoorsaam te wees, aan God en sy woord, maak van jou 'n rebel. Ons wil dit nie hoor nie, ons wil dit ook nie so sê nie. Maar ek wil vir julle sê vanmôre, dis niks anders as dit nie. Beteken niks anders as om te rebelleer teenoor jou God. Rebellie is die bewuste weiering om gehoorsaam te wees, te volg of te respekteer, veral teenoor God se gebooie, gesag of sy leiding. Dis 'n houding van teenstrydigheid en ongehoorsaamheid, dikwels gekoppel aan trots, selfgerigtheid of 'n afkeer van rigting en leiding. Kerk van die Here, ek het dit al telke male vir u gesê en ek gaan dit weer vanmôre vir u sê, obedience is the key to God's grace and abundant blessings. Nou kan ons weer teruggaan vanmôre na ons kinderdae. Daai disobedience is 'n tantrum. Wat doen ons met ons kindertjies as hulle 'n tantrum gooi? Maak die boude warm, want daar's iets daarin wat gebeur as jy hier onder warm maak. Dan begin hierdie ore, die was hier, die ore smelt van die hitte en dan begin hulle weer luister. Dan hoor hulle weer, ewe skielik. As jy hom lekker warm maak en jy moet dit doen, hoor, daar's moenie vir my sê die goewerment sê ek mag nie my kinders slaan nie. Luister nie vir die goewerment of luister nie vir die woord van God. As die woord van God vir jou sê tigtig diep vir wie jy lief het, dan sal jy daai kind nie vir die verderf grootmaak. Nou 'n rebelse kind is 'n kind wat net gelos word. Hy word 'n rebel. Jy maak 'n rebel groot. Niks anders nie. Dis wat jy doen. En môre oor as die kind begin rebelleer, dan deel ons 'n paar klappe uit. En as die Here kom en ons rebelleer teenoor hom, en is nou sy tyd om 'n paar klappe uit te deel, dan wil ons sê, maar wat sê die God op dit ek dan nou is dan 'n God van liefde. Hy is 'n God van liefde.
Dit is hoekom hy jou sal gehoorsaam. Jy sal gehoorsaam wees. Dis wat God van ons verwag. Ons behoort sonder twyfel te weet dat God se woord nooit leeg terug sal keer na ons in kerk. Want die woord van die Here sê dit. En wat in God se woord staan, is ja en amen. Dis waar. Amen. Amen. Daarom kan ons sê, as kinders van God, ons plan met verwagting. Nie met halfhartige harte nie. Want as jy spaarsamig gaan saai, sal jy spaarsamig maai ook. En dis nie ek wat so sê nie, dis die woord van God wat dit sê vir ons vanmôre. Vers 8 sê ook, laat elkeen gee, soos hy hom in sy hart voorneem. Solank dit nie met droefheid of uit dwang is. Want God het 'n blijmoedige gegewe lief. Luister na die Gees, dis die belangrikste. Reageer op dit wat die Gees in jou hart lê. As die Gees vir jou sê, jy kan maar saai in iets of in iemand, weet vanmôre, as jy huiwer, weerhou jy jouself van 'n groot blessing. Jy weerhou jouself van 'n groot oes, wat God vir jou in store gehad het. Gaan ek môre my oes ontvang as ek vandag saai? Nee, verseker nie. Want wie is daar wat saad in die grond plant vandag en môre staan die mielies 3 meter hoog? Nergens gebeur nie. Weer, die natuur wys vir ons. Die oomblik wat die saad in die grond geplant het, is dit tyd om op God te vertrou vir reën. Dan vertrou ons die Here vir reën in die nag en son in die dag. Want dis wanneer dit groei. Daai vertroue wat ons het en daai wat ons op ons knieë hou. Ek sê altyd, as jy hier afry na die Vrystaat toe, dan sien jy lande, goednis, so ver as wat jy kan kyk. Daar is nie spulpunte. Daai boere vertrou die Here. Dis al wat hulle kan doen, om God te vertrou. Maar wat het hulle gedoen? Eers die saad in die grond gaan sit. Wanneer die saad deur gehoorsaamheid gesaai is, bly ons bid vir groei met 'n verwagting. Jy kan maar verwag dat God jou gaan seën. Hy gaan. Die goeie God wat ons aanbid, sal verseker jou oes seën wanneer dit tyd is om te oes. Kerk, ons motief is natuurlik bitter baie belangrik. As jy iemand se lewe belê, behoort jy dit nie uit te saai vir die wêreld. Daai was die Fariseërs se job. Hulle het seker gemaak as hulle vas word hulle gesien. Hulle het seker gemaak as hulle saai word daar gesien hoeveel hulle saai. As jou motief nie reg is nie, kan ek nou vir u sê, gaan die Here nie jou sal seën. Dis 'n saak tussen jou en hierdie persoon. En dis wanneer God jou sal seën. Hy sal jou seën met meer as wat jy ooit sou verwag het. En dit bring my nou by die volgende: gehoorsaamheid aan die Gees. Gehoorsaamheid aan die Gees. En voor ek verder gaan, wil ek graag vir u lees Johannes 13 vers 4 tot 5 sê vir ons: van die maaltyd wat opgestaan, het Jesus sy boklere uitgetrek en 'n doek geneem en dit om hom vasgemaak. Daarna het hy water in 'n bak gegooi en die voete van die disippels begin was en afdroog met die doek wat hy om homself gehad het. Nou, ons het vanmôre gepraat oor die gehoorsaamheid van die Gees. En hoe belangrik dit is dat ons gehoor gee aan die Gees. Ek wil vir julle sê vanmôre, as ons gehoor gee aan die Gees, bring ons 'n tyding aan iemand wat iets verwag het, wat met 'n verwagting op God vertrou het. En as u en ek nie gehoorsaam is aan die Gees nie, gaan daai persoon nie kry wat hy verwag nie. Jare terug was daar 'n gemeente gewees met redelike ryk mense in. En een van hierdie persone was
'n miljonair gewees. Hy was 'n dokter, skatryk. Hy het altyd gehelp in die kerk. Nie iemand wat geloop en vertel het hoeveel geld is in sy beursie nie, maar hy het altyd gesaai. Met ander woorde, as daar nuwe stoele moet gekoop word, het hy altyd gesê, pastoor, ek sal die stoele koop, asseblief laat ek die stoele koop. Hy het goed gedoen vir die kerk. Hy het geld gehad. Dis iets wat hy nie tekort gekom het. Hy het altyd gesaai oral waar hy kan. En op 'n dag kom staan hy voor die Here. Hy sê, Here, ek wil vanmôre vir u vra. Wys net vir my dat u my hoor. Wys net vir my dat u my hoor. Laat iemand in hierdie gemeente vir my R50 in my hand kom steek. En die diens het begin en een van die ander broers wat aan die oorkant van die kerk sit, begin die Heilige Gees mee werk. Kyk hoe subtiel werk die Gees van God. Hierdie broer is ook op die kerkraad. Hy weet presies hoe staan hierdie dokter se sake. Die Heilige Gees kom tot hom en hy sê vir hom, vat R50 en gaan gee dit vir die dokter. En onmiddellik sê die vyand vir hom, wat wil hy ou met R50 maak? Hy het miljoene rande in die hand. Jy gaan 'n fool van jouself maak. En sy staan terug en hy doen niks. Die Heilige Gees sê weer vir hom, gaan en gaan gee R50 vir die broer. En hy stoei en hy roei met homself weer. Want hy dink hy gaan 'n fool van homself maak, want dis wat die vyand doen. Daarom, kerk, is dit belangrik dat jy jouself oorgee aan die Heilige Gees. Ons behoort nie hier in die gemeente te sit wanneer ons sing tot eer van God en die Heilige Gees kom oor jou, dan breek jy dit nie. Nee, dis wanneer jy die grootste salwing van God mis, is wanneer jy dit doen. Let go and let God have his wonderful way. Dit is wat ons behoort te doen. En die derde keer, toe die Heilige Gees vir hierdie broer sê, gaan gee vir hierdie ou die R50. Toe staan hy op met sy stoel uit, en hy stap na hom toe, en hy sê vir hom, ek weet nie, hoekom ek hierdie moet doen, maar die Here het my hart gelê, ek vir jou hierdie R50 moet gee. En onmiddellik bars hierdie dokter in trane uit, en hy val op sy knieë, en hy sê, Here, u het my gebede verhoor. Dit is hoe belangrik dit is, kerk, om na die Heilige Gees te luister. Dis hoekom dit so belangrik is. As God vir jou woord gee, om vir iemand te gee, wees gehoorsaam. Want daardie persoon kan ten gronde gaan, weens jou ongehoorsaam. Omdat jy nie gehoorsaam was aan God, kan dit vir daai persoon tot 'n val word. Want hy wag op dit en die Gees het vir jou die opdrag gegee oor wat hy gebid het en nou versuim ek om dit te doen. Dis bitter belangrik dat ons sal luister wat die Gees vir ons sê. Nou, dit bring my nou terug. By ons het seker so 3 of 4 weke terug, ek kan nie onthou hoe lank terug is dit nie. Het Suster Ballerina na my toe gekom en vir my gesê, die Here het haar 'n opdrag gegee om hierdie gemeente se voete te was. En voor ek nou dink, ag nee, ek het nog nie my toenails geknip nie. My naels is nie skoon nie, my tone is krom en my voete stink. Vergeet nou van al hierdie dinge. Let go and let God have his wonderful way. Kerk, hierdie is nie 'n gimmick nie. As die Gees van God op jou hart lê om iets te doen, dan is dit vir die hele gemeente. Doen dit. Kom ons loer net gou na die geestelike betekenis hiervan. Dan sal jy dalk beter verstaan. Voet was het in die Bybelse tyd 'n baie diep simboliese betekenis van nederigheid, diensbaarheid en reiniging voorgestel. Nou hierdie reiniging waarvan ons hier praat, is nie om 'n paar vuil voetjies te strop dat hulle skoon is. Reiniging beteken reiniging van die Gees. Word gereinig. Daarom het Jesus dit gedoen. Dit is die eerste teken van nederigheid. Die simboliese betekenis daarvan is nederigheid en diensbaarheid.
En ek gaan weer vir julle lees, Johannes 13 vers 4 tot 5, van die maaltyd af het hy opgestaan en sy boekklere uitgetrek en 'n doek geneem en dit om hom vasgemaak. Daarna het hy water in 'n bak gegooi en die voete van die disippels begin was, afgedroog met die doek wat hy omgehad het. Nou, hierdie, in daardie tyd, wil ek vir julle sê, was dit seker die laagste werk wat daar kon wees. Maar Jesus wys vir ons wat die ware grootheid is in diens vir ander mense. Dit is 'n simbool van reiniging van sonde. Hier kom ons nou by hierdie aspek uit. Johannes 13 vers 8 tot 10 sê Petrus sê vir hom: "U sal my voete in der ewigheid nie was nie." Jesus antwoord hom: "Luister nou. As ek nie was nie, het jy geen deel aan my." Simon Petrus sê vir hom: "Here, dan nie net my voete nie, maar ook my hande en my hoof." En Jesus sê vir hom: "Hy wat gewas is, het niks anders nodig as om die voete te was. Maar is heeltemal rein. Julle is rein, maar nie almal." Dit dui aan dat Christus geestelik reinig. Dit dui aan dat jy Jesus volg en die wie hom volg word skoon gewas van hulle sonde. Nou Johannes 13 vanaf vers 14 tot 17. Luister mooi wat sê die Here. "As ek dan die Here en die Meester julle voete gewas het, is julle ook verplig om mekaar se voete te was. Want ek het julle 'n voorbeeld gegee om net soos ek aan julle gedoen het, ook so te doen." Dan gaan hy verder en hy sê: Voorwaar ek sê vir julle, 'n diensknegt is nie groter as sy Heer nie, en 'n gesant is ook nie groter as die een wat hom gestuur het. Laastens sê hy: as julle hierdie dinge weet, salig is julle wat dit doen. En dan ons laaste simboliese betekenis is ons is 'n voorbeeld vir gelowiges. Voetwas leer ons dat gelowiges geroep is om dienend en nederig te wees, selfs teenoor mense wat hulle kan lei of as minderwaardig beskou. Dit is niks anders as 'n praktiese les van liefde, nederigheid en ook in ons diensbaarheid teenoor ander. Niks anders as dit. En alhoewel ons hierdie gaan doen vanmôre, is omdat ons gehoorsaam wil wees aan die Heilige Gees. Dis bitter belangrik, kerk. Dis bitter belangrik dat ons gehoorsaam is aan die Heilige Gees. Nou, ons het dit goed gedink, en ek wil nou eers sê, as daar enige een van u is, wat nie die vrymoedigheid het, om dit vanmôre met u te laat doen nie. Dit is niks wat ek afdoen op enige een van u. En as u voel, is gemakliker, dat u vrou se voete was, en die vrou u voete was, met liefde. Maar, ons gaan vanmôre doen, wat die Gees van God in ons verwag. En ons het besluit, dat ek sal aan hierdie kant, die manne se voete was, en dan gaan hulle afgedroog word en gesalf word. En aan hierdie kant gaan Antoinette die vrouens se voete was. Dan is dit dalk net so bietjie minder awkward, né? So ek wil graag hê, elkeen van u vanmôre, terwyl die musiek nou saggies vir ons gaan begin speel, gaan ons gou die verhoog preek vanmôre, en ons gaan doen wat die Gees van God vir ons gesê het om te doen. Ons gaan vanmôre hierdie betekenis van nederigheid en diensbaarheid. Die hemele staan op aandag vanmôre, kerk. Hierdie is iets wat moet gebeur. So ons gaan vanmôre gaan en in ons nederigheid en diensbaarheid mekaar se voete was. Prys die naam van die Here. Kom ons vir die Here lof. Prys sy heilige naam. Nou ja, bring vir ons 4 stoele. Ek sal sommer hierdie kan Ricky, waar is jy? Loop wel weer rond. Kom broer, kom. Bring vir my 2 van daai stoele asseblief. Dan gee vir ons daai kant. Dan maak ons reg vir die dames. Asseblief, kerk, wees vanmôre
in vrymoedigheid. Kom vanmôre in vrymoedigheid voor die Here is die een wat die opdrag gegee het. En ek wil elkeen van u deel hê in hierdie opdrag. En terwyl die ander in die banke sit, bid vir hom. Sit net daar en maak jou oë toe. Bid dat die Here hierdie diens verder sal seën vanmôre. Prys sy soet en heilige naam. Okay, aan hierdie kant gaan ons nou die manne vra om stelselmatig uit te kom. Moenie haastig wees nie. Kom uit, die eerste ou wat uitkom, kom sit en ons was die voete. Dan skuif jy oor na die volgende stoel toe waar die voete droog gemaak gaan word. En dan gaan ons vir Madeleine 'n geleentheid gee om die voete te salf. En dan gaan jy terugkeer na die sitplek toe. Baie, baie dankie. Wat 'n voorreg. Kom ons gee die Here nog 'n lofoffer vir hierdie. Dit is 'n groot voorreg, 'n groot eer. Prys sy heilige naam. Here I am again, Lord, standing in your presence. All I really want is more of you. Dankie vir die genade. Dankie vir ons. Huis. Here I am again, Lord, standing in your presence. All I really want is more of you. This is my heart, cry for you, Lord. As Mary touched your feet, teach me to touch the way she did. This is my heart, desire for you, Lord. As Mary touched your heart, teach me to touch the way she did. Here I am again, Lord, standing in your presence, and all I really want is more of you. Here I am again, Lord, standing in your presence, and all I really want is more of you. More of your glory, more of your presence, more of you in my life. This is my heart, cry for you, Lord. As Mary touched your feet, teach me to touch the way she did. This is my heart, desire for you, Lord. As Mary touched your heart, teach me to touch the way she did. Here I am again, Lord, I am standing in your presence. And all I really want is more of you. Here I am again, Lord, I am standing in your presence. And all I really want is more of you.
dat Jesus voete vanmorgen gereinig word, gewas word, Here, dat hy ook dienstbare gees van die naam van die Here, dat hy gereinig sal wees, Here, in die naam van Jesus. Bid, Here, soos wat die woord sê, dis vir ons nie vir mekaar. Dankie, Here, vir gehoorsaamheid. Dankie vir die vrymoedigheid, seën en die wonderlike naam van Jesus. Gereinig vir ons.
werk van Christus. Christus vra Here in die naam van Jesus. Ek bid seën van God vir ons daar in Jesus van doen. Seën van die naam van Jesus. Dankie dat die manier dat ek dienbaar is om te leer as 'n voorbeeld.
Wat 'n wonderlike voorreg. Ek wil weer hierdie vers vir ons lees. As ek dan die Here en die Meester julle voete gewas het, is julle ook verplig. Is julle ook verplig. Nie kan julle as julle wil of as julle sou wou nie. Die woord sê, is julle ook verplig om mekaar sy voete te was. Ons was vanmôre gehoorsaam aan die Here Jesus Christus. Kom ons gee die Here lof op. Kom ons sluit af. Vader, hierdie is die wonderlikste voorreg, die wonderlikste eer gewees vir ons as 'n gemeente wat omgee, om in liefde vanmôre mekaar se voete te kan was. Dis 'n eer vanmôre terwyl ek dit doen, Here, besef ek vir my is dit nie die laagste werk gewees. Vir my is dit die grootste voorreg en die grootste eer gewees om vanmôre iemand se voete te kan was en te kan bid, Here, dat soos ons hierdie voete gewas het, Here, dat U hierdie liggame, hierdie siele sal reinig in die naam van Jesus. En ek bid dit oor elke een vanmôre, Vader, dat elke een wat vanmôre hierdie ervaring gehad het, en dat ons gehoorsaam is aan die Heilige Gees, bid ek vanmôre, Here, dat U kom verder en U seën ons abundantly in die naam van Jesus. Halleluja. Halleluja. Dankie, Here, vir die wonderlike voorreg. Dankie vir die teenwoordigheid vanmôre, Here. Dankie dat U Gees met ons was vanmôre, elke oomblik. En dat U vanmôre kan neerkyk op hierdie gemeente en kan sê, mooi so, getroue diensknegte, julle was gehoorsaam aan my woord. Ek dank U, Here, daarvoor. Nou verder bid ek, Here, dat U elke een van ons se ore sal oophou vir die Gees. As die Gees met ons praat, ons sal luister. Die meeste van alles, Here, is dat ons as mens op God kan vertrou. As ons die vertroue in God gehad het, sou hier nie vanmôre gebeur het nie. Maar ons weet dat U die een is op wie ons kan vertrou. As U vir ons 'n woord gee, kan ons vertrou daarop. In Jesus naam. Ek bid ook, Here, vir ons diens vanmôre, ons woord wat uitgegaan het, dat dit op goeie grond sal val. Dat die saad wat vanmôre gesaai is in hierdie gemeente op goeie grond sal val, Here. Waar daar diepte is, waar daar liefde is. Dat ons nie hierdie saad sal verstik met ons eie prioriteite nie, maar dat ons altyd vir God eerste sal stel. Dis wat ons vanmôre gedoen het terwyl ons voete gewas het. Ons het God eerste gestel. Dankie daarvoor. Wat 'n voorreg, Here. Vir my, wat 'n voorreg. En al my lewe lank, jare lank wat ek op hierdie aarde loop, is dit die eerste keer in my lewe wat iemand my voete was. Dis 'n groot voorreg, dis 'n groot eer. Dankie, Jesus. Dankie dat U steeds in mense se harte werk, Here. Dankie dat U steeds wonderwerke laat gebeur. Dankie dat U steeds dieselfde God is wat U was saam met die Israeliete. Dankie, dankie,
Dankie Jesus. En nou bid ek Here dat U elke een van ons in die gemeente sal sien. Uit ons skoene uit sal sien, Here. Ek dank U daarvoor. Gees van God, wees die naprediker van hierdie woord. En help ons dat ons nie die vyand toelaat om hierdie saad te steel. Help ons dat ons dit diep in ons harte sal berg. En dat ons sal daders wees van die woord van God. Ek sien elke een vanmôre in die wonderlike naam van Jesus Christus. Dank U daarvoor. Amen.